selfoon alleen kan nie jou hart verander nie. Alright. Maar jy moet onthou dat dit wat jy waarneem en dit wat jy inneem kan 'n verskil maak en diep in jou hart gaan lê. Stem julle saam daarmee? OK. Dit wat jy waarneem, dit wat jy inneem, is so belangrik. Want wat mense vergeet is dat, ek gaan later so 'n bietjie meer daarvan sê, maar onthou dat 'n ding soos 'n selfoon het 'n venster in jou hart in. Nou ons preek nie teen tegnologie nie, of teen digitale tegnologie nie. Ons preek nie daar teen nie. Want dit is hier om te bly, en dit is soos enige iets. Jy kan dit reg gebruik, of jy kan dit verkeerd gebruik. Alright, nou dit is die ding waarmee ons jou help, is dat, dis nie iets wat ons vir jou kan sê, hoor jy nou minder op jou selfoon wees nie. Nee, wat ons wel sê is, jy moet grenslyne hê, en weet, wanneer sit jy jou foon? Nee. OK, dan het ons ook gepreek daaroor, dat is so belangrik, dat jy sal nie afwesig wees, waar jy moet aanwesig wees, omdat jy besig is hier met jou selfoon onder die tafel, terwyl iemand met jou eintlik ernstige gesprek voer. Is julle saam met my? Alright, so, ons is nie teen digitale tegnologie nie, ons spreek ook nie daar teen nie, maar ons preek, gebruik dit daarom reg. Jy kan dit verkeerd gebruik, absoluut. Maar dit is so belangrik. Jy sien, Spreuke 4 vers 23 sê so mooi, hierdie is vir my eintlik so kosbare vers, en ek gebruik hier die 2020 vertaling. Ek gebruik altyd die vertaling wat die vers vir my die beste sê. Hy sê, bewaar jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. OK, so, jy moet verstaan, dit wat jy lewe, is dit wat in jou hart is. Kan ek 'n amen kry daarvoor? Dit wat jy lewe, is dit wat in jou hart is. Dit gaan oor jou emosies, jou besluitneming, jou gedagtes, alles wat in jou hart ingaan, moet jy bewaar, want dis hoekom dit so belangrik is, dat hy sê, bewaar jou hart bo alles. Want jou hart is wie jy is. OK, is dit waar wat ek sê? Jou hart is wie jy is. OK? Jou hart, en as mense verstaan, dat wat ek inlaat hier in wie ek is, moet ek eintlik bietjie meer versigtig wees. Want onthou, dit wat jy insit, gaan ook uitkom, en dit gaan nie altyd mooi uitkom nie. Alright, is julle saam met my? OK, dan is daar, en om dit te bevestig, Spreuke 23 vers 7 sê so mooi, hy sê, want soos hy in sy siel, dis nou sy hart, bereken, so is hy. Hy sê, eet en drink, hy sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Hier gaan dit dan nou, net oor die feit, dat soos wat 'n man glo jy in jou hart is, so is jy. Is julle saam met my? Soos jy glo jy in jou hart is, soos wat dit wat in jou hart is, dit wat jy glo is, dit wat in jou hart is wie jy is. Ek kan dit nie duideliker maak nie. En die sê dit, soos wat 'n man in sy siel bereken, so is hy. OK, nou gaan ons dan, wil ek na die volgende vers uitgaan, en ek het gesê, onthou, dis belangrik wat jy insit, maar as jy insit, gaan weer uitkom. En hier is so lekker vers in Lukas 6 vers 45.
wat sê, 'n goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die goeie skatkamer van sy hart. OK. En 'n slegte mens bring slegte voor uit die slegheid wat in hom is. Want waar is eintlik waarvan, want waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Is 'n lekker vers daai, ja. Is 'n lekker vers. Dan sê die Bybel ook, jy pluk nie slegte vrugte van 'n slegte boom nie. Jy pluk ook nie goeie vrugte van 'n slegte boom nie. Nee, 'n goeie boom bring goeie vrugte en 'n slegte boom bring slegte vrugte. OK? Dis nie die vrug nie, dis wat by die boom aangaan. Alright. In ander woorde, dis wat die binne aangaan. En dan sê hy dan so lekker hierso, man, ek hou daarvan. Van 'n goeie mens bring uit die goedheid van sy hart. Hy bring uit dit wat hier binne is, bring hy uit. OK, en dis of goed of is sleg. Nou, dit laat my nogal dink, as jy kyk na iemand se gedrag, moenie altyd net die woorde hoor nie. Dink, wat is in hierdie ou se hart dat hy dit sê? Dink aan jou eie woorde en jou eie gedrag en jou eie dinge. Miskien as jy ook so 'n bietjie kyk na jouself en dan dink jy by jouself, OK, ek gedra my so, maar hoekom gedra ek my soos dit net woorde nie? Wat is hier in my hart dat ek my so gedra? Wat is in my hart dat ek so jaloers is? Wat is in my hart dat ek so kwaad is? Wat is in my hart dat ek so wil beklei? Wat is in my hart dat ek myself so oor wil verdedig? Wat is in my hart dat ek so mense wil aanvat? Wat is in my hart dat ek so sensitief is? Wat is in my hart dat ek so vinnig seer kry? Wat is hier in my hart aan die gang wat hier uitkom? Wat gaan aan hier in my hart dat ek doen dit wat ek doen, want dit lê in jou hart. OK, so jou hart sê wie jy is. OK, jou hart sê wie jy is. Daarom as ek na die volgende skyfie gaan, wat in jou hart leef, ja, kom in jou lewe uit. En wat uitkom, wys wat jy besig is om te word. Jy sien, jy is so gebore nie, jy word so. Wat in jou hart, en dit is baie belangrik, dis hoekom hy sê, waarvan jou hart vol is, loop die mond van oor. Wat is jy besig om te word? Wat laat jy in jou hart toe, dat jy besig is om te word wat jy word? Jy word nie net sommer omdat jy word nie, hoor. Jy word omdat daar iets in jou hart is wat jou laat wees wie jy is, wat jou laat word wat jy word. Jy word iets. En dit wat jy in jou hart sit, kan jou laat iets verander hier in jou hart en jou laat iets wees en word wat jy nooit wil wees nie. Kan ek 'n amen daarop kry? OK, dit is so belangrik. So, vir my is dit so belangrik. En as ek aan die volgende ding toe gaan, hoe belangrik is dit wat jy in jou hart toelaat? Hoe belangrik, as jou hart sê wie jy is, hoe belangrik is dit dat jy die regte goed daar sal insit? As dit wat in jou hart is, uitkom wie jy is, wie en wat jy is, hoe belangrik is dit wat jy daar insit? En sien, hier is die ding,
Jou selfoon, en hier kom die gedeelte wat ek met jou wil praat. Jou selfoon is die venster na jou hart. Hy het 'n venster na jou hart toe. En wat neem jy deur daardie venster in wat in jou hart ingaan? Hallo? Julle raak dan so doodstil. Ek wonder wat gaan nie vanmôre. Dink julle. Mooi man. So, dit is so belangrik. As jou selfoon dan 'n venster is in jou hart in. Wow, dan wil ek sê, wow, dan gaan ek bietjie versigtiger wees. Hallo? Wees versigtig. Want jy is besig om goed in jou hart te sit. Alright? Okay. So, dit is so belangrik en dit gaan jou emosies raak. Dit gaan jou menswees raak. Gaan jou meer raak. Gaan baie dinge van jou raak. Gaan jou identiteit raak wat jy in jou hart sit. Okay? En dan sê ek by volgende ding sê ek, wat sê jou foon oor jou hart? Jy sien, gee my iemand se foon en gee my toegang tot die foon. En weet jy wat? Ek gaan vir jou sê wie jy is. As jy my volle toegang gee, ek gaan alles sien. En ek gaan vir jou kan sê wie jy is. Ek gaan vir jou sê, nee, hoor hier is verkeerde goed in jou hart. Ek wil dit self verder gaan. Dit klink nou baie erg. Tot jou foon sê wie jy is. Is dit die waarheid? Ek gee my keer lekker aan het klap daar. Hier is nou iemand wat excited raak weer. Iemand het ek nou een raakpunt geraak. Jou foon sê wie jy is. Luister wat ek al onderskryf. Wat jy gereeld kyk, wat kyk jy gereeld? Okay, daar sê ek het so mooi. Wat volg jy? Alright, wat luister jy? Luister mooi. Dit alles vertel iets wat in jou hart leef, is alles op jou foon, want jou foon het 'n venster in jou hart. Ons gaan gou, waar is die ouens wat se offerhande opneem? Julle gaan gou opstaan, ons gaan gou al die selfone opneem. En as al die passwords kry, gou kyk wat daai ongaan hulle op die skerm gooi. Wow! As ek jou foon moet vat, en ek moet alles wat jy het, en ek moet op die skerm gooi. Ek moet net wie gaan keer. En wie gaan sê, nee, vat maar. Wow! Wat praat ek? Okay? Hierdie is belangrik. Luister mooi. Luister baie mooi. Hierdie is so belangrik. Wat jy sien op jou foon. Waarmee jy besig is op jou foon, daar waar jy alleen is. Party gamble, skelm. Wow! Party is besig met pornografie. Party is besig met vuil grappe. Party is besig met negatiewe conspiracy theories. Party is besig met wat? Satanisme, wow, daar kom het nou uit. Party is tot besig met satanisme. Ja, maar daar waar jy alleen is. Ek vra jou, as jy wonder, maar pastoor, wat is in my hart? Gaan kyk op jou foon. Wat sit jy daar waar jy alleen is? Ek gaan vir jou sê, dit maak jou nie sleg nie, en ek oordeel jou nie, maar weet jy wat sê dit? Jy het toch 'n groeipunt hoor. Jy het toch 'n groeipunt om te groei. Dit gaan jy, as jy wonder, waar moet ek groei in my lewe? Wat moet ek doen, waar moet ek groei in my lewe? Gaan kyk daar,
waar jy alleen is, wat sit jy op jou selfoon? Partykeer gaan dit jou wys, waar moet jy nog groei? Dis 'n groot waarheid hierdie. Wow, ek surprise myself hier. Dis 'n groot waarheid hierdie. Luister, die probleem is, ons vergeet dat die digitaliteit het 'n venster in ons hart en ek herhaal my oor en oor en ek wil vas staan by daai punt dat daar's 'n venster in jou hart wat in jou hart ingaan. Hy skyn daar binne in jou hart in. En wat jy in jou hart insit kan jou verander, kan jou identiteit verander. Waar sien mense vandag, wat is hulle voorbeeld? Hoe moet jy lyk? Kyk, almal gaan gym toe, ek weet nie hoe gaan almal gym toe nie. Wat op die foon het hulle gesien, hoor jy moet so lyk. Almal moet maar wees. Daar's die een aanmening nie, moet nou wat gaan. Jy moet nou hande klap gee, hoor. Almal moet mooi wees, almal moet sexy wees, almal moet... Wie sê so? Wat se beelde sit jy in jou hart? Wat verander jou dat jy so beginne dink? Wow! Waar sien die kinders die goed? Waar sien 12-jarige meisies wat hulle vingers in hulle kele druk? Waar sien hulle dit? Verstaan julle? Daar's 'n venster in jou hart is. So luister, ek wil by jou pleit en by jou bemoedig en sê, selfoon is verkeerd nie, maar glo my, wat jy daarin in jou hart invat, kan jy verkeerde plek toe vat. En dis die probleem wat ek het. Dit wat jy toelaat. Nie iemand anders nie, jy laat dit toe. Die Bybel sê die oë is die venster van die siel. Deur die oë laat jy dit toe, die venster in jou hart in. Nou weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat, tegnologie is nie sleg nie, daarvoor jy dit gebruik. Nou ek gaan nou vanmôre 'n filter vir jou gee. O, Jesus, ek gaan vir jou 'n filter gee, wat skrik van niks nie. Is jy reg vir 'n filter? Gooi, kan ek hom gooi? Jy sê gooi, jy pas op, jy klap dan te vinnig aan. Dit is nie maklik nie, hoor. Okay. En dit is die volgende. Die filter. Okay, waar is ek nou? Daar's hy. Hier is my filter. Filippense 4:8. Wat jy kyk, meet dit hier aan. Wat waar is. Want nie elke ding glo, veral op Facebook, ja asseblief. Facebook advertensies, weet jy wat? As ek op my Facebook, ek kan soms sien as 'n girl 'n sekere manier post, ek weet sy soek 'n man. As 'n man op 'n sekere manier post, hy's daar alleen en hy het hierdie skippie agter hom. Hy soek 'n vrou, hoor. Hy's 'n scammer, hy gaan jou scam. Hæ? Praat ek die waarheid? Hulle gaan jou scam, hoor. Okay, pas op met die goed, maak seker dis waar, se filter die waarheid. Wat eerbaar is. Filippense 4:8 sê so mooi. Hy sê wat eerbaar is. Sê, as jy iets op jou foon kyk en is vuil, sê vir jouself, luister, ek het 'n filter, ek soek eerbaarheid, ek gaan 'n grenslyn trek. Wat reg is, ja, wat gebalanseerd is. Moenie ongebalanseerde goed glo, enige ding glo wat jy sien nie. En pas op vir die geld maak goeters. Wow, almal kan vinnig ryk word, pas op. Hulle vang vir jou. Alright, maar trek jou grenslyn op, sit jou filter aan. Wat rein is, dit wat jy sien moet jy jouself vra, maak dit my vuil? Is dit gebalanseerd? Of is dit iets wat rein is?
trek 'n filter vir jou op. Hoekom moet ek 'n filter optrek? Want dit gaan nie in my hart in. En ek wil nie die regte goed met my hart ingaan, want dit gaan sê wie ek is. Alright, is julle nog by my? Alright, dan wil ek afsluit met die volgende vers. Net so oomblik praat. En dit is iets wat jou verantwoordelikheid is. 'n grens wat jy moet ophê. Wat niemand gaan dit vir jou doen as jy dit nie vir jouself doen nie. En dit is vernuwe jou denke. Okay. Alright. Ek dink ons band kan maar gou vorentoe kom so lank terwyl ek hierso gaan lees. Luister mooi. Vernuwe jou denke. Miskien het jy nodig vanmôre om te sê, weet jy wat, my filters het 'n bietjie vuil geword. Ek moet my filters 'n bietjie skoon maak. Miskien moet jy vanmôre sê, weet jy wat, daai ding wat ek kyk, doen my nie goed nie. Daai ding wat ek kyk maak my negatief. Daai ding wat hier deur my oë gaan is besig om vir my verkeerd te vat. Ek sê nie alles moet net 100% reg wees nie, maar kies iets wat gebalanseerd is. Dat's weird goed daar buite, hoor. Alright. Maar dan sê hy so mooi hierso. Julle kan vir ons speel hier agter. Dan sê hy so mooi hierso. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig word nie. Nou die maklikste en die vinnigste wat jy aan hierdie lelike wêreld gaan gelykvormig word, is wat jy inneem in jou hart in. En is 90% van die tyd op jou foon. Dat ek die waarheid. Luister mooi. Moet nou nie die wêreld gelyk word. Hy sê, maar laat God julle verander deur jou denke te vernuwe. Laat God toe om jou te help om die filters reg te kry wat hier na jou hart toe gaan. Laat God toe om wat jy op jou foon mee besig is, dat dit stigtend sal wees, lofwaardig sal wees, dat dit jou sal opbou en nie jou of enigiemand anders te sal afbreek nie. Dat dit jou opbou. Nou, hoekom ek hierdie vers gekies het? Hy sê so mooi. Hy sê so mooi. Laat God toe, maar laat God jou verander. Laat God toe. Ek wil vir jou sê, nou dinge wat jy nie alleen kan doen nie, hoor. You can try it, it's not working. Laat God toe. En hoe laat ek God toe? Weet jy wat, soos wat jy jou foon oopmaak, wat nie verkeerd is nie, afhangende wat jy kyk, maar laat jy iets toe om hier in te kom. So nooi ek jou en sê, laat toe dat jy jou hart sal oopmaak soos wat jy jou foon oopmaak. En sê, Here, ek gee oor en ek laat U toe vanmôre deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Laat ek U toe vanmôre die Heilige Gees wat hier is, wat alomteenwoordig is, wat by ons is. Ek gaan hom toelaat om my te help dat ek my filters kan regkry. Ek gaan hom toelaat dat hy my help dat ek vanmôre terwyl ek hier sit, oopmaak vir die regte dinge en die regte dinge in my hart sit. Want waarvan die mond vol is, as die hart vol is, doop die mond van oor. So kan digitale tegnologie jou verander, ja, maar in goedheid of in slegheid.
Dit hang af wat jy deur die vensters inneem en jou hart. Staan saam.